Goeiedag en baie welkom by ons eerste videoles in die hoofstuk oor Euklidiese meetkunde. In vandag se video gaan ons belangrike terminologie hersien en dan gaan ons ook kyk na die eerste groep 1 stellings wat te maak het met die middelpunt. Kom ons hersien vlugtig 'n paar sirkelterminologie. Eerstens kan 'n sirkel benoem word deur te praat van die sirkel O wat verwys na die middelpunt, of ons kan ook praat van sirkel RST, met ander woorde 3 punte op die omtrek. So, ter herinnering, onthou, omtrek verwys na die rand, die buiterand van die sirkel. Radius verwys na 'n lynsegment wat getrek word vanaf die middelpunt tot op enige punt op die omtrek van die sirkel. En onthou, oralster in die sirkel, maak nie saak waar jy 'n radius gaan trek nie, die radiusse gaan altyd almal dieselfde lengte hê. 'n middellyn is 'n spesiale vorm van 'n koord waarna ons ook nou sal kyk, en dit is 'n koord, 'n lyn wat deur die middelpunt van die sirkel gaan na 2 punte op die omtrek. 'n koord verwys na 'n lynsegment wat enige 2 punte op die omtrek verbind. So kyk weer na die middellyn. Verstaan julle hoekom sê ons 'n middellyn is ook 'n vorm van 'n koord? 'n boog AB verwys na 'n gedeelte van die omtrek. Nou, die omtrek kan ons in hierdie geval verdeel in 'n klein boog, en dit is hierdie rooi ene wat hier aangedui is, of die groot boog wat dan die swart gedeelte van die omtrek tussen A en B gaan wees. 'n segment verwys na die area wat ingesluit is deur 'n koord en 'n boog. So dis die ingekleurde, die geskakeerde gedeelte is die segment. 'n sektor is die gedeelte, die ingekleurde gedeelte tussen 2 radii. 'n raaklyn raak die sirkel by slegs 1 punt, wat ons dan ook die raakpunt noem. 'n snylyn daarteenoor sny die sirkel by 2 punte op die omtrek. In graad 11 gaan ons spesifiek na sirkelmeetkunde kyk. Sirkelmeetkunde bestaan uit 9 stellings. So die maklikste manier om dit vir jouself voor te stel is om dit in groeperings van 3 te gaan groepeer. Die eerste 3 stellings het te make met 'n middelpunt. Die volgende 3 stellings het te make met 'n koorde vierhoek. So 'n koorde vierhoek beteken dis 'n vierhoek, so dis 4 hoekpunte wat op die omtrek moet wees, en as ons dan nou gaan kyk, is die 4 sye is dan eintlik koorde, en daarvandaan die naam koorde vierhoek. Die laaste 3 stellings het te make met 'n raaklyn. Vir die eerste ene in hierdie groepering is daar 1 raaklyn. Vir die tweede een in hierdie groepering is daar 2 raaklyne, en dit is belangrik om raak te sien, hierdie 2 raaklyne ontmoet by 'n punt buite die sirkel, en die derde een in hierdie groep het ook weer net 1 raaklyn. Maar ons sal elkeen van hierdie groepe op hulle eie bestudeer. Vir vandag se videoles gaan ons na die eerste groep stellings kyk, en dit is die stellings wat te make het met die middelpunt. So die eerste stelling, dit hoef ook nie noodwendig stelling 1 te wees nie, so ons nommer dit nou maar net, gee vir die stellingsnommers om dit vir onsself makliker te maak, maar jy moet eintlik glad nie enige van hierdie stellings gaan koppel aan 'n spesifieke nommer nie. So, in hierdie stelling sien ons dat as OM, en kyk mooi wat is OM, dis 'n lynstuk vanuit die middelpunt, as OM loodreg op 'n koord AB getrek word, dan is AM gelyk aan MB. So met ander woorde, daardie loodlyn halveer
dis die koord. Die rede wat jy gebruik by die somme, by die huiswerktipe somme en die vraestelsomme wat jy gaan doen is loodlyn uit middelpunt sirkel na koord. En is baie belangrik, jy kan slegs hierdie skryfwyse gebruik vir die redes in jou bewerkings. Die tweede stelling waarna ons kyk, sê dat indien daar 'n hoek by 'n middelpunt, so kyk hier, uit punt A, B, 2 punte op die omtrek, kry ons 'n hoek wat na die middelpunt toe getrek word, en uit daai selfde 2 punte kan ons ook dit verbind na 'n hoek op die omtrek. So hierdie reël sê dat jou middelpuntshoek, die hoek by die middelpunt, is 2 keer die grootte van jou hoek by die omtrek. Die rede wat jy gebruik by jou somme wat jy gaan doen, is middelpuntshoek is gelyk aan 2 maal jou omtreksoek. Nou hierdie stelling 2 het 3 sketse wat vir ons eintlik dieselfde ding sê. So die stelling stel dat as 'n boog, so onthou, 'n boog verwys na die gedeelte van die omtrek wat 2 punte op 'n omtrek verbind. So dis daai rooi gedeelte in elkeen van hierdie sketse is die boog. So as 'n boog 'n middelpuntsoek en 'n omtreksoek by enige punt op die omtrek van 'n sirkel onderspan, dan is die middelpuntsoek 2 keer die grootte van die omtreksoek. So kom ons kyk in hierdie sketsie. Hierdie boog onderspan die middelpuntsoek theta en hy is 2 keer die hoek wat ons op die omtrek kry. Hierdie een is bietjie meer interessant. Hierdie boog onderspan hierdie O1 gedeelte en hierdie O1 gedeelte is 2 keer die C2 wat dan ook op die omtrek is. Hierdie enetjie, hier is die boog, so uit die boog kry ons die middelpuntshoek O3 en die omtreksoek C4, so met ander woorde, O3 gaan 2 keer C4 se grootte wees. So dit is die eerste 2 wat ons het in hierdie groep. Die derde ene wat ons kry vir hierdie groep, stel dat as AB 'n middellyn is, so onthou, daar's AB, dan is ACB, daar's hy, gelyk aan 90 grade. En die rede wat ons gebruik is 'n hoek in 'n halwe sirkel. Nou hierdie stelling kom eintlik van ons tweede stelling af, want ons boog AB onderspan hierdie hoek hier by O, en hierdie hoek is 180 grade, dis 'n hoek op 'n reguit lyn. En onthou nou, die middelpuntshoek is 2 keer die omtreksoek, en ons omtreksoek sien ons is 90 grade. So as ons weer kyk na die groot prentjie van al 9 stellings wat ons in graad 11 gaan leer, het ons dan nou gekyk eerstens na die 3 stellings wat te maak het met 'n middelpunt. So kom ons som dit gou op. Die eerste ene wat ons gesien het gesê dat as daar vanuit die middelpunt van 'n sirkel 'n loodlyn op 'n koord getrek word, dan halveer dit die koord. Natuurlik het hierdie stelling ook 'n omgekeerde. So met ander woorde, as in hierdie geval gegee word dat die koord gehalveer is, dan moet die lynstuk vanuit die middelpunt van die sirkel 'n loodlyn wees. Die tweede ene het gestel dat ons middelpuntshoek is 2 keer die omtreksoek. En die derde ene het gesê, as ons 'n middellyn het, dan is die hoek op die omtrek is dan 90 grade en ons praat van 'n hoek in 'n halwe sirkel. Jy moet definitief eers deur die voorbeelde gaan werk in jou handboek, om te kyk hoe word hierdie stellings toegepas op somme. Onthou, meetkunde, baie belangrik, vir elke bewerking wat jy het, elke bewering moet daar altyd 'n rede wees. En onthou, die rede is daai wat elke keer in rooi in hakkies saam met die stellings gestaan het. Lekker werk!